Johannes 20, hy sê, en op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl het nog donker was by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus lief gehad het, en sê vir hulle die Here het die graf uit weggeneem, en ons weet nie waarom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit en kom by die graf, en die twee het saam gehardloop, en die ander disipel het vooruit gehardloop vinniger as Petrus, en eerste by die graf gekom. En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ingegaan, en hy het gesien en geglo. Want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy die dode moes opstaan nie. En die disipels het weer huis toe gegaan. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween, terwyl sy ween, buk sy na die graf toe. En sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle omdat hulle my Here weggeneem het, en ek weet nie waar hulle neergelê het nie. En toe sy dit gesê, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom, meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar hy neergelê het, en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders, en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Maria Magdalena het dit aan die disipels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. Wonderlik as die Here aan jou verskyn, dan is dit 'n ander saak, ander dinge wat in jou lewe plaasvind, maar ek gaan so 'n bietjie praat oor die vraag, vrou, waarom ween jy? Waarom ween jy? Maria was heel eerste by die graf. En toe kom die ander en hulle kyk, hulle gaan huis toe. Maar sy het dit nie verstaan nie. En toe begin sy huil. En die engel vra vir haar, waarom ween jy? Later vra Jesus ook vir haar, waarom ween jy? Dit is 'n interessante saak en dit is 'n belangrike saak as daar 2 keer dieselfde vraag aan jou gevra word deur iemand uit die hemel. Waarom ween jy? God praat baie keer met ons deur vrae. As 'n mens dink aan daar in Genesis hoofstuk 3, toe Adam en Eva wegkruip met vyeblare, toe kom God aan en hy sê, waar is julle? Hy het goed geweet waar hulle is. Dit kom eintlik daarop neer dat in watter dimensie is julle nou? Julle is weg van my af. Julle het 'n ander dimensie gekies om voorin te lewe. Dit is 'n vraag en daar's baie sulke vrae waar ons eendag bietjie moet na moet kyk. Waarom ween jy? Jesus vra vir haar, waarom ween jy oor my? Net kort tevore, met die kruis op pad na Golgotha, wat hom lief het oor Jesus geween. Terwyl hy die kruis dra, ween hulle ook oor hom. En hy sê vir hulle, in Lukas 23, 'n groot menigte van die volk het hom gevolg en vroue wat rou bedryf en hom beklaag het. Maar Jesus het hom omgedra en vir hulle gesê, dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julleself en oor julle kinders. Op 'n plek sê die prediker dat ons blydskap in droefheid moet verander. Die wêreld en die lewe is baie ernstiger as wat ons dit maak en as wat ons dink. Daarom sê Jesus, moenie oor my ween nie. Moenie oor my ween nie, maar ween oor julleself. Dit is baie noodsaaklik dat ons emosies op daardie vlak ook moet bedryf om oor onsself te ween, oor ons toestand, oor ons sonde, oor ons gevallenheid, oor dit wat ons verloor het in die lewe deur die sondeval, wat ons nie werklik weet hoe groot dit is nie.
So Maria was verseker tussen die skare daai dag, maar sy het dit nie ter harte geneem wat Jesus gesê het nie, want ween oor jouself, nie oor my ween nie. En hy was besig om die kruis te dra. Hier is hy by die opstanding, hy is klaar met al hierdie oorwinnings, en nou is hy vry, hy is God weer terug, en nou ween hulle nog oor hom. Hy sê, waarom ween jy? Toe hy by die graf sien sy 'n man, Maria sien hierdie man, en dink as die tuinier, want die Jesus wat sy 3 dae terug gesien het, het nie so gelyk nie. Het heeltemal anders gelyk, ons het Vrydag daaroor gepraat. Het heeltemal anders gelyk. En sy huil, want wat die Jesus wat nou nie daar is nie, sy het verwag, soos ons sal sien, dat daar 'n ander persoon moet staan. By die graf ontvang Maria 'n verkeerde boodskap. Sy is daar om Jesus te sien, en sy is nie daar nie, hy is nie daar nie. En die graf sê vir haar, hy is nie hier nie. 'n verkeerde boodskap vir haar. Sy ween omdat sy lees die situasie uit menslike perspektief toe sy daar aankom. Ek gaan kyk waar is my meester. Hy het vir hulle vroeër gesê, oor 3 dae gaan ek opstaan. Maar sy kon dit nie hou om te hardloop en te gaan kyk voordat die ander nog wakker was. Toe storm sy graf om te kyk. Is hy daar, kan ek iets vir hom doen? Kan ek hom wegvat? Kan ek hom verder gaan begrawe in sy eie graf en so meer? Dis wat in haar kop aangegaan het. Sy kyk die situasie uit 'n verkeerde perspektief. So haar verstand sê vir haar, hy kon nie lewendig geword het nie. Ons weet hoe hy gelyk toe hy aangedra is. Net 'n stuk vleis, kan ons amper sê. Hy kon nie lewendig word nie. As 'n 10 ton trok oor 'n mens ry, met al sy wiele, gaan hy omtrent so lyk. En daar is nog nooit iemand opstaan na dit nie. So het Jesus gelyk, maar haar oë sê vir haar, sy liggaam is weggedra. En daardie mense het die graf opgemaak om hom uit te vat. So alles wat hy gesê het, vergeet sy deur die skok wat sy ontdek, hy is nie hier nie. En sy vergeet dit. Haar verstand sê vir haar verkeerde dinge, en haar oor sê vir haar verkeerde dinge, en Maria is in 'n toestand en sy begin huil. So, sy kon hom nie herken na dit wat sy aan die kruis gesien het nie, soos ek reeds gesê het. Johannes 20, Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit 'n tuinier was en antwoord hom, meneer, as jy hom weggedra het, sê vir my waar hy hom neergelê, en ek sal hom wegneem. Jy sien, sy het met die gedagte gegaan, ek gaan hom vat. Hy is so kosbaar vir my, ek kan nie in daai graf bly nie, want dit is iemand anders se graf, en ek moet hom wegvat, miskien sy liggaam finaal gaan balsem en regmaak vir 'n begrafnis op 'n ander plek. So sy verwag om 'n steeds verminkte stuk mens in die graf te kry, soos hy daar aan die kruis gehang het. Dit was Maria se idee van Jesus. Dit was hoe sy hom wou sien. Ons lees in Jesaja 52, soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie. En sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. En die idee, hierdie gesig, was in Maria se hart. En met daai gesig in haar hart gaan sy graf toe om te kyk. Ons kan nie hierdie liggaam net so laat verdelg nie. Ons moet hom gaan balsem en so meer. Jesaja 53 sê maar dat dit die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. Die Bybel sê dat dit die Vader behaag om hom te verbrysel. Dan kan jy dink hoe lyk iemand wat deur die Vader verbrysel is, wat deur God verbrysel is. So ons het nie idee wat daar gegaan het nie. Geen mens het die idee nie. God die Vader het sy seun verbrysel. Daar was menslike elemente ook. Maar God het hulle nie gekeer voordat dit nie klaar was nie. En toe hang hy daar. Maria het hom so gesien en vir 2 nagte het sy geslaap. In 3de instansie op. So dis wat sy verwag het om te sien. 'n verbryselde mens. En enige van ons sou seker ook geskrik het as ons daar gekom het met dieselfde situasie en ons sien, hy wat ons kom soek het, is weg. Die steen is weggerol, so iemand het die graf oopgebreek.
Dis grafskending eintlik. En hulle het hom weggevat, so nou het ons 'n probleem. Nou gaan niemand glo dat hy waarlik die Messias was nie. As ons hom nie kry nie, gaan niemand ooit glo hy was die Messias nie, want hy gaan ons nou nie weer verskyn nie, as hy weg is nie. Maria ween, omdat sy nog nie verstaan het wat daar gebeur het nie. Deur die waas van die ervarings van die laaste week, en deur die waas van haar pyn, kon sy nie helder bly nie, so sy het glad nie werklik verstaan. Sy was nie by toe sy daar by die graf aankom nie. Sy was so seer. Mense verstaan ook nie altyd hoe lief hierdie mense Jesus gehad het nie. Maar die liefde wat uit hom gestraal het, het in hulle harte posgevat en gegroei. En ons verstaan dit nie, want dit werk nie met ons so nie. Maar hulle het saam met hom gewandel, hy het hulle gesond gemaak, hy het duiwels uitgedryf, hy het mense uit doodheid opgewek, en hy het gedurig met daai oë van liefde vir hulle gekyk, en hulle versorg in sy goddelike liefde. En sy kon hierdie dinge nie verstaan nie. Die pyn kon nie uit haar rad uit verdwyn nie. Die seer kon nie wyk nie, want dit was dit wat sy ervaar het en nog steeds rondgedra het. So sy kon nie verstaan dat hy die dood moes oorwin in die graf nie. Dit kon hulle nie verstaan nie. Hulle sou agterna verstaan, dit sê die Bybel vir ons duidelik. Sy het vergeet wat hy hieroor gesê het, want hulle het gedink, is maar net 'n rabbi wat met ons praat, is maar net 'n mens. Johannes 20 sê vir ons, hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy die dode moes opstaan nie. Sy het dit nie verstaan nie. Sy moes hom wegvat en hom dra na 'n ander plek toe, want hy is ons dood. Hy is vermink, hy is vergrys, hy is verbrysel. So ons moet nou daai saakie afhandel. Dan is ons verby, dan is die Messias verby. En ons sal miskien maar 'n nuwe een soek. Dis die gedagtes wat aan mense se harte en koppe aangaan in so 'n situasie. In Matteus 12 staan daar, waar Jesus hulle sê, soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die Seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Hy het hoeveel keer vir hulle gesê, ek gaan sterf en ek gaan opstaan. Hy het gesê, hy gaan hierdie tempel weer in 3 dae opbou, selfde, maar is 'n ander benadering, en daaroor is hy gekruisig. Want die tempel waarvan hy praat, was sy liggaam gewees. In 3 dae sal hy weer opbou. Hulle het gedink is die tempel in Jerusalem. So Maria het op 'n verkeerde plek na Jesus ook gaan soek. Eintlik moes sy buite in die graf geloop het en geroep het, Jesus, Jesus, is hier. Want die graf is mos leeg, volgens sy verklarings. Sy moes nie eens daar aangekyk het nie, want hy sou nie daar wees nie. As hulle geglo het en verstaan het, soos ek net nog gelees het, hulle het dit nie verstaan nie. Op daai stadium het hulle niks verstaan nog eintlik nie. Dit was so 'n verskriklike impak op hulle lewens, daar in Getsemane en by die kruisiging, en alles was negatief volgens mens. Maar hier het haar geloof ook geval. Haar geloof het haar geval. Die ander is, hy het gehardloop, Petrus en Johannes het teruggehardloop en vir die ander gaan sê, Jesus is nie in die graf nie, het opgestaan, maar sy het nog nie verstaan nie. So gelukkig, as 'n mens die prentjie wil kyk, dan moet jy sê en sien in jou gemoed, Jesus het vir haar gewag. Toe die ander kom en kyk, hy sien daar het nie aan hulle verskyn nie. Hy het nie 'n saak met hulle gehad, want hy het geweet, hulle verstaan het al beter. En hulle moet 'n daad gaan doen om die ander te gaan vertel. Maar hierdie vrou, hy het vir haar gewag. So wag die Here vir ons ook baie keer in ons smart. Maar ons sien hom nie. Ons het te veel trane, te veel seer, ons is te betrokke by die situasie waar ons is, en ons sien nie dat Jesus staan hier agter en wag vir my nie. Hy wag altyd vir mense wat hom lief het, want hy het hulle liewer as wat hulle vir hom het. So, wag Jesus nie dalk vir ons ook iewers in ons lewens om iets vir ons te sê of iets vir ons te doen. Miskien op die opstandingsmôre, wag hy dalk ook vir jou
Ons kyk na die graf, ons het selfs 'n prentjie van die graf hier gebou. Maar wag hy nie hier vir ons, om vir ons iets te sê nie. Wat het hy vir haar gesê? Ons sal nou hoor wat hy sê. Dus erken sy hom en word die eerste getuie van sy opstanding. Dis wat hy gehad het. In Johannes 20 staan daar dat Maria Magdalena het aan die ander disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. Die oomblik as jy Jesus ontmoet in jou lewe, dan gaan jy gaan vertel. En dis die kwalifikasie vir 'n kind van God. As jy nie ander vertel nie, op watter manier ook al nie, kan jy nie kind van God wees nie. Die oomblik toe daardie Jesus in haar verskyn, het haar gewag, sodat hy haar kan inspireer om te gaan en sy hardloop terug en gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. So dit is die kwalifikasie of jy Jesus ooit in jou lewe werklik ontmoet het, gaan vertel jy vir mense. En moenie sê, ek kan nie, ek praat met die mense daar buite ook, ek het nie die geleentheid nie, ek het nie dit, ek het nie dat nie, ek is nie opgelei nie. Maria was nie opgelei nie. Sy het net haar mond opgemaak en getuig van wat sy gesien het, en dis wat God van ons verwag. As ons met mense deel, om te getuig van wat ons beleef, hoe ons Jesus ontmoet het en so meer. So, daar is 2 groot gebeure en ek gaan daarmee afhandel, wat plaasvind na Jesus se opstanding. Maria is nou weg, daar gaan sy, en sy doen haar werk, sy is 'n getuie vir Jesus, en tot vandag toe is sy nog 'n getuie vir Jesus, omdat sy gaan praat het en vertel het. Maar daar is 2 dinge wat plaasgevind het, tydens hierdie gebeurtenis, wat baie belangrik is, dat ons dit moet raak sien. Die eerste is in Johannes 20 vers 17, waar Jesus vir haar sê, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God. Toe Maria vir Jesus sien, toe kom sy vir hom, en sy wil aan hom raak, sy wil sy voete aan hom raak, en voor hom neerval en hom aanbid, maar hy sê, moenie, hier is iets anders wat julle nog nie van weet nie. Ek moet nou eers opgaan na my Vader toe, en myself aan hom vertoon, en aan die hemelse skare, en die mense wat gesterf het, myself gaan vertoon. Voor dit was hy af in die doderyk, en hy het hom daar gaan vertoon, maar ek sal nou daaroor praat. So Jezus moes homself gaan vertoon aan die Vader as die eersteling van die oes van die evangelie. Hy is die eersteling. Dit vat ons terug na die Ou Testament. 1 Korintiërs 15 sê, maar nou Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Wat beteken die eersteling? Dit beteken dat in Levitikus vir ons geleer word, Levitikus 23 spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, as hulle in die land kom, wat ek hulle gee, en sy opbrengsoes moet julle die eersteling gerf. Dis die sukses van die oes, moet julle in die tempel vat en aan die priester bring. En hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg. Ons noem dit 'n beweegoffer. Sodat julle welgevallig kan wees die dag na die Sabbat. Waarvan spreek dit? Jesus het die dag na die Sabbat opgestaan. So hier alreeds word bewys dat Jesus op die eerste dag van die week opgestaan het. Dan moet die priester dit beweeg. Julle moet ook op die dag as julle die gerf beweeg, 'n jaar oud lam sonder gebrek as brandoffer, 'n tipe van Jesus as die lam van God vir die Here berei. Die hele situasie is daar klaar verduidelik en vir ons gegee. Jesus is die eersteling van die opstanding van alle mense, soos dit in die Ou Testament uitgebeeld in die offer wat hulle moes bring om 'n eersteling gerf na die priester toe te bring na die oes. En hierdie oes waarmee ons besig is dieselfde, dis net 'n werklikheid. Daar het verwys na wat hier gebeur. Na die Sabbat, die eerste dag, staan hy op en die priester wyf die eersteling gerf die eerste dag na die Sabbat voor die Here. So in Jesus Christus is hierdie gebod te vervul. Daarom moes Maria hom nie aanraak nie. Niemand het die reg gehad behalwe die hoëpriester, en hy was self die priester
om hierdie gerf aan te raak nie. Niemand mag Jesus aanraak voordat hy nie in die tempel van die Here ingegaan het en homself vertoon het as die verlosser van die ganse wêreld nie. Nou is as tweede ding, Efesiërs sê, aan elkeen van ons is genade gegee, volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevangen geneem en gawes aan die mense gegee, maar dit, hy het opgevaar, wat beteken het anders is, dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Hy wat neergedaal het is dieselfde as hy wat opgevaar het bo aan die hemele, sodat hy alles tot volheid kon bring. Jesus het na die doderyk afgegaan toe hy sterwe. En hy was daar, sy liggaam was hierbo, en hy het afgedaal, want die doderyk is onder in die aarde, en hy het daar gegaan, hy het 'n paar goed daar gedoen, hy sê het ook vir die geeste in die gevangenis gaan preek, want ongehoorsaam was in daarvan nog, sê Petrus. Hy het nie gaan preek vir hulle tot bekering kom, hy het gaan proklameer, daar is twee woorde vir preek, die een is kerosyn en die een is evangelisasie, verskil. Kerosyn beteken ek proklameer. Hy het gaan proklameer dat hy die een was waarvan Noag se ark die tipe was. En toe hy dit vir hulle gaan sê, Petrus sê dit duidelik, en Judas ook. So hy die gevangenes gevangen geneem, wat beteken dit? Toe Jesus afdaal in die doderyk, was daar twee afdelings, die van die ongeredde mense, daar waar die ryk man gegaan het toe hy gesterf het, en die van die paradysgedeelte, waar Abraham en Lazarus en daar was. Daar was 'n groot kloof tussen hulle. Toe sterf Jesus en hy gaan af en hy proklameer daardie oorwinning, wat in Noag se ark getipeer was, en hy kom uit, en hy vat hierdie klomp van die paradyskant, en hy vat hulle na die derde hemel toe. Dis wat daar gebeur het. So, Jesus is die held. Hy klaar sy eerste oes kom haal, en hy vat hulle saam. En hy is die groot God van die heelal. Daarom moet ons lewens aan hom toewy. 1 Korintiërs hoofstuk 15 sê, as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs. Waaroor staan ek en praat as Jesus dood is? Ek weet nie waaroor praat die ander nie. Gaan nou nie name noem nie, wat verkondig hulle? Iets skinderloos. As Christus nie opgewek is, dan is ons prediking vergeefs. So die opstanding gee vir ons die reg en die opdrag, soos vir Maria, gaan praat, gaan sê, gaan preek daaroor, gaan doen iets daaraan, gaan wees my getuie in Jerusalem en so aan, in Handelinge 1 vers 8 ons die opdrag gee. Dan sê Paulus, dan is ook ons geloof te vergeefs. Ja, nee, glo nie. Ek kan net so ophou geloof, kan niks verskil maak as Jesus nie opgestaan het nie. En dan word ons valse getuienis van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het. So met ander woorde, as Jesus nie opgewek is nie, dan sê ons God lieg. Hy sê hy is opgewek, ons weet hy is nie opgewek nie. So dan word ons valse getuienis teen God verklaar. As hy nie opgewek is, dan is jou geloof nutteloos. Jy glo, maar niks sal gebeur nie. Daar sal geen aksie en reaksie, geen inhoud in jou geloof wees nie, want dis die woord van God, Jesus, die lewende woord wat inhoud in ons geloof gee, wat waarde aan gee. En dan sê Paulus ook, dan is julle nog in julle sondes. So daar is geen hoop vir enige mens op die aarde, as Jesus nie opgewek is nie. Die Ou Testament is 'n skadubeeld van sy hele versoeningsplan en aksie. En hulle is gered as hulle daarin geglo het. Ons kyk terug en ons sien die waarde daarvan om nou te lewe en nou te kan glo, want ons weet dis waar. En dan is ook ons, die wat in Christus ons slaap het verlore. As hy nie opgewek het nie, waar sal hulle heen gaan? Daar sal nie plek vir hulle ergens wees nie. Miskien in die doodryk. En dan is ons die ellendigste van alle mense. Daarom het ons iets om te sê in die wêreld. En kinders van God moet praat oor hierdie dinge.
Ons praat te min oor hierdie wonderlike dinge wat geen gelyk aan die heelal ooit hê of sal hê nie. Maar ons sit stil en ons bly stil en dit gaan teen ons stel. Dit gaan teen ons stel. Baie kinders van God is steeds besig om hulle toekoms te bou op hout, hooi en stoppels, wat verbrand gaan word voor die regterstoel van Christus. Hout, hooi en stoppels, nuttelose lewe, gaan dit oor die tydelike dinge, wat ek nou kan uit die lewe uitkry, en wat die lewe nou kan geniet, en wat vir my nou belangrik is, hout, hooi en stoppels. Daar is gelukkig ook kinders van God, sekerlik nie by ons ook vanmôre, wat hulle lewe bou op dit wat God gesê het. Goud, silwer, kosbare stene. Goud is geloof, silwer is pragtige werke, kosbare stene is 'n pragtige lewe. Daar is sulke kinders van God ook. Mag jy een van hulle wees. Mag die Here ons help dat ons nie langer gaan stil bly oor Jesus nie. Ons moet praat oor alles van Jesus. Al wat hulle oor praat is sy geboorte. Maar hierdie dinge, wat die belangrikste van alles in die lewe is, word nie gepraat nie. Op hierdie naweke dan is daar partytjies en mense geniet hulle self, sonder om te dink aan hierdie groot wonderwerke wat Jesus gedoen het. Mag God ons keer om dit nie te wees nie.